Môre julle, welkom by Crosstalk, waar ons die kruis neersit in ons lewens. Ons is net na Paasnaweek. En as jy eerlik is met jouself, toe jy maandagoggend wakker geword het, wat het verander na Paasnaweek in jou lewe? Baie min het verander. En dit maak soms dat ons wonder, maar watter verskil wil Jesus wat opgestaan het en Jesus wat lewe werklik in ons lewens kom maak? Is interessant, as hy aan sy disippels verskyn, dan is die eerste woord wat hy vir hulle sê, vrede vir julle. Moenie bang wees nie, vrede vir julle. Ons leef in 'n wêreld wat vrees amper oorheersend is. As ons maar net kyk wat polities gebeur, wat in die Midde-Ooste gebeur. Ons bekommernis oor ons toekoms en hoe die wêreld gaan geraak word deur konflik en geweld, dan leef ons in vrees. Ons kan nie daarby verbykom nie. Of ons leef, miskien moet ek sê, leef ons eerder in 'n onsekerheid wat vrees veroorsaak. En dan is dit interessant as hy teruggaan na die Paastyd toe. Wat wil Jesus se Paasfees, wat wil die opstanding, Jesus se opstanding vir ons leer? Ek dink een gedagte wat ons baie sterk moet aan vashou, is die hele gedagte van onvoltooid. Die bedoeling was nooit gewees, Jesus staan op uit die dood en alles is reg. Al jou vrae is beantwoord, al jou gebede, jy kry wat jy vra, al jou gebede word beantwoord, alle verhoudings is skielik reg. Dit was nooit die plan en nooit die belofte nie. Wat het geskuif? Ek dink wat ons moet sê is dat die belofte van Paasfees is dat daar 'n afwagting is, dat daar 'n onvoltooidheid is waaraan ons kan vashou. Die nog nie is deel van ons geloof. En dan beteken dit nie dat ons nie weet wat ons glo nie. Dis 'n diepe sekerheid dat God nog nie klaar is met ons nie. Dat hy nog nie voltooid is met dit wat hy in jou en in my lewe en in ons wêreld wil doen nie. God is nog besig. Die opstanding breek net 'n nuwe hoofstuk aan vir God se storie met ons lewens. So, waarmee bemoedig ek jou? Ek bemoedig jou met die feit dat God nog nie klaar is nie. Nie met jou nie, nie met my nie. Ek wil jou bemoedig met die feit dat God se werk in jou onvoltooid is. Hy is nog besig daarmee. Die lewe is hard. En ons wag nog vir klomp goed wat nog nie klaar is of nog nie reg is nie. Maar ons vertrou en ons sal aanhou om die Here te vertrou vir hierdie nog nie. Vir dit waarmee hy nog steeds besig is in ons lewens. Ek hou daaraan. Mooi dag.